vra dat ons staan asseblief, dan gee ons die familie geleentheid om uit te kom. Net vir die wat kan staan. Ekskuus, net vir die wat kan staan. Baie dankie, kom ons sit. Ja, vanoggend het ons dan die roudiens ook van Marius Pinaar, wie ek nou die leer ken het, wie ek baie by hom gekuier het, en hom leer ken het as 'n man van die Here. En ek neem aan nie van julle wat hom nie geken het nie, maar die ou mense almal het hom geken, want oom Marius was 'n baie spontane mens gewees. Het gou vriende gemaak. Marlies, Gert, ek het julle nou nie geken nie. Maar my innige simpatie, empatie met julle, en mag die Here vir julle ook dra in hierdie tyd. Ek kan regtig uit my hart uit sê, julle vader was iemand besonders gewees. Baie sterkte. Julle almal het sulke blaadjies gekry. Ons gaan nou sing, maar ek gaan eers vir ons open, net soos jy daar sit. Kom ons buig ons hoofde. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word. Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Amen. Ek gaan maar vra dat julle maar die res van die diens sit. Ek dink is dan net makliker vir die meeste van die mense hier teenwoordig vanoggend. Die eerste lied daarbo op berge en in dale. Oh,
kerk is ek gewoon, die klankman beheer my goed. Soos ek begin praat, dan is die klank daar. As ons moet sing, dan maak ek die klank dood. Skriflesing is Psalm 1. Dit is 'n baie mooi psalm. Dit is net 6 versies, is soos Psalm 23. Maar voor ek vir ons lees, ons maak ons oë toe. Here, dankie vir u woord. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier sit, Here, is begrafnis. En so baie keer het ek geleer dat begrafnisse bring mense weer bietjie byeen. Dalk omdat ons ver van mekaar af bly. Of dalk het ons so bietjie vervreemd van mekaar geraak. En soms gebruik jy mense wat jy vat, mense wat jy kom haal. Vir ons wat jy agterbly, weer bietjie nader na mekaar toe te trek. Here, my grootste gebed vanoggend is dat u in hierdie hartseer, rou, seer omstandighede, dat u vir ons na u toe mag trek, nog nader, ons meer en meer van u mag beleef, mag wedervaar in ons lewens. Want Here, ek dink veral in dood, siekte en swaar kry. Leer ons ken wie u waarlik is. Dat u vir ons ook 'n Vader is. Dat u ook 'n redder is wat vir ons gesterf het en opgestaan het. En dat u ook 'n trooster is in ons harte en ons lewens woon. U vir ons lei en vir ons dra, vir ons berusp, vir ons aanspreek, vir ons bemoedig. Dankie daarvoor, Here. Seën hierdie woord ook vir hulle. Ek bid ook vir Gert, vir Marlies, die aangetroudes, kleinkinders, Here, vriende, familie, broers. Ongelukkig ken ek nie almal nie, maar jy weet wie sit vanoggend hier. Ek omdra elkeen vanoggend aan u op. En ek wil vra, Here, onderneem ook in hulle lewens. Troos hulle, dra vir hulle, sterk vir hulle. Here, dat hulle ook die genade mag beleef in Jesus naam. Amen. Ek wil net vra, kan julle mooi hoor? Daar agter? Baie dankie. Psalm 1. Die opskrif is: die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan nie en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, die dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Soos die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang, tot sover. Die dag toe ons vir oom Marius ontmoet het, onthou ek so vaag weg. En wat ek die meeste hiervan onthou is,
is ons het 'n baie goeie verhouding gehad. Ons het 'n baie goeie vriendskap gehad in die kuiertjies wat ons saam met hom gehad het. Marius was nie van hier nie, maar ek dink die meeste van julle hier in huis sal oor jare het hom geken. Hy was altyd vriendelik, hy was altyd spontaan gewees. Ten spyte daarvan dat hy hierdie laaste ruk in 'n rolstoel deurgebring het en ook ander probleme gehad het, hy was altyd so vriendelik, omdat hy so 'n persoon was. Ek wil eintlik vanoggend sê, hy het hemelse blydskap gehad. Hy het nie uiterlike blydskap, hy het hemelse blydskap gehad. Sy lewe het vir my so gestraal van die Here Jesus. Nie Marius nie, maar Christus. Ek wil eintlik sê, dis hoekom oom Marius se lewe so anders was. Hy was vol van die Here en sy meester. Dis alwaaroor hy die meeste van die tyd kon gesels, as ek en hy gesels het. Hy was vol van God se genade, vol van God se lof. Sy lewe was vol van Jesus se teenwoordigheid. Ek weet, hy was nie perfek nie, maar sy lewe was vol van Christus Jesus. Hierdie psalm wat ek vanoggend vir julle gelees het, kan ek eintlik sê praat van twee persone. Hierdie psalm praat ook van twee weë. Hierdie psalm praat van twee paaie waarop mense gaan, waar mense is. Een is die breë pad, op pad na die ewige verderf. Die ander een is die smal pad, op weg na die hemel toe, daar waar God is. So beskryf hierdie psalm ook hoe ons as mens moet lyk. Hierdie psalm beskryf die twee weë. Hoe lyk hierdie twee weë? Dan lees ons daar, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met hulle vriende is nie, nie lyk soos die wêreld lyk nie. Paulus beskryf ook vir ons as kinders van die Here. Ek dink Romeine 12 is eintlik 'n weerspieëling van Psalm 1. Nie met sondaars omgaan nie, nie met ligsinnige saamspan nie. Wêreldse mense wat hulle vrolikheid hier binne het nie. Hulle geniet die lewe met al sy lustighede. Hulle het alles, maar binne is hulle leeg. Soos hulle wat op die breë weg is. Maar hulle wat op die smal weg is, vind hulle vreugde in God. God se woord. Want die woord gaan tog oor hom, die gekruisigde. Elke dag, elke oomblik, wanneer jy kan, jouself grawe in sy woord. Ek kan nie genoeg van hom kry nie. Dit was my belewenis van oom Marius. So een is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Vrugte dra op die regte tyd. Sy blare kan nie verdroog nie, want hy is geanker in die stroom van die lewe. Hierdie stroom gee nie net lewe nie, maar hierdie stroom is die lewe. Ons weet niks op hierdie aarde kan bestaan sonder water nie. Die Here Jesus nie self van hom gesê, ek is die weg, ek is die lewe. So is hulle nie wat nie vir Jesus ken nie. In hulle self is daar geen lewe nie. Die goddeloses dink mense altyd die Bybel praat van slegte mense, van heidene, maar dis waar.
Maar goddeloos beteken eintlik as ek die woord in twee breek, godloos, mense sonder God. Dis eintlik wat godloos beteken, soos die hel daar waar God nie is nie. Marius het altyd met my gepraat oor herlewing. Ons gaan baie praat oor herlewing. Op 'n stadium het Tannie Neelie gesê, wat weet die dominee dringend, ons moet bid vir herlewing in die ouer huis. Uit sy hart uit. Hy het vir my gesê, dominee, hier's ou mensies, sonder die Here Jesus, moet dalk sonder hom gaan sterf. Marius was 'n man van gebed gewees. En ek dink wanneer die tyd, of wanneer dit hom liggaamlik toegelaat het, is dit wat hy gedoen het. Hy bid het vir sy mede ou mense. Ek kan regtig vanoggend veel uit my hart uit sê, oom Marius se hartsbelange was hier by Silverjare. Baie omgegee vir mense. Ek ken jou nie vanoggend, nie so 'n paar wat ek ken. Ek wil jou vanoggend vra, is jy op die breë weg? Of is jy op die smal weg? Marius, wanneer ons gesels het, veral die laaste stuk, het hy altyd vir my gesê, dominee, ek wil so graag my getuienis bring. En ek vanoggend hartseer, want ons het nooit so ver gekom, want hy wil so graag hier in hy Silverjare sy getuienis gegee het. In sy jonger dae was hy vlootsoldaat geweest. Ek vertel julle vanoggend net so 'n stukkie wat ek van hom weet, die kere wat ons gekuier het. Ek onthou op 'n stadium, dit was vir my baie interessant, hy was in die vloot geweest, hy was 'n uitruilstudent in die Amerikaanse vloot vir 'n jaar geweest. Het ons lekker daaroor gesels. Toe ek Marlies laasweek bel, nou eintlik leer ken oor die foon. En dan 'n bietjie vra oor haar pa. En sy my 'n stukkie vertel van haar pa se lewe. Toe onthou ek so vaag weg, heel in die begin, het hy my vertel van sy lewe. En ek wil 'n klein stukkie in sy lewe vanoggend vir julle vertel. Nou as dit so 'n bietjie gebroke is, Marlies Gert, sal julle my vergewe, want dis wat ek onthou. Maar daar's iets wat ek graag vir julle wil sê. Wat was vir oom Marius die draaipunt in sy lewe gewees? Jong man, hy was 'n vlootsoldaat, net by die spoornet gewerk. En ek kan nie mooi onthou nie, maar daar het iets gebeur. Nou Marius was in 'n treinongeluk gewees. En vir 5 dae het hulle hom gesoek. En na 5 dae gekry. Nou was 'n dokter op die toneel, want dit was so bestem deur die Here. Al dink ons nie altyd so nie. Maar die Here bewerk uiterlike omstandighede. Hulle het hom agter op die bakkie gesit, gegooi. Gedink hy is dood, die dokter het agterkom, daar's lewe. So sy hospitaal toe, en op die ouene sy militêre hospitaal toe, waar hy dink 6 maande in 'n koma was. Waar hy gesê, hy sal nooit loop nie, of hierdie man gaan nie die lewe sien, hy het die lewe gesien. Hy het gesê, die man gaan nooit loop nie, hy het geloop. Hulle het gesê, hierdie man sou nooit kinders hê nie.
Gert en Marlies is hierso. Dit was oom Gert, oom Marius, ekskuus. Oom Marius se draaipunt in sy lewe, hierdie. Was sy draaipunt in die lewe waar hy 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad het. Ek sluit af. Ek glo hier's van julle wat vanoggend hier sit, wat ook 'n draaipunt in jou lewe gehad het. Mens dalk vir julle ook wat hier sit wat nog nie 'n draaipunt in jou lewe gehad het nie. Mag die lewe wat ons onthou van oom Marius ook 'n draaipunt in jou lewe bring, as jy nog nie daar gekom het nie. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, ek kom bid vir Gert, vir Marlies, vir 'n vrou, 'n man, vir 'n kinders, vir 'n broer, vir familie, vir vriende. Want as iemand by ons kom wegvat, en Here, ek wil vanoggend sê, ek dink die wonderlike heerlikheid is, ons weet waar hy is. Ons weet waar hy is. U vir hulle sal dra, dat u vir hulle daarin sal troos. Dis die grootste troos. Vir my ook veral wat in die bediening is, Here, om te weet waar bring daardie een die ewigheid deur. Dis nie 'n oordeel of omdat ek dink ek is beter nie. Maar omdat ek weet waar ek vandaan kom. Dat die vir hulle almal sal dra, hulle sal troos. Nou hier's van hulle, Here, wat baie goeie vriende was met oom Marius. Ek dink hy laat nogal 'n leemte agter. Met sy lewe, met sy spontaniteit, met sy vriendelikheid, en omdat hy altyd wou gepraat het oor die Here. Dankie daarvoor, Here, seën ook hierdie dag. En wees ook met hulle wat ver gekom het, waar hulle weer terugry, behoed en bewaar hulle ook op hierdie pad, in Jesus naam. Amen. Daar sal nou geleentheid wees, Marlies, dankie jy, die onderblyk en die bedankings. Môre julle. Vandag staan ons hier met groot hartseer. En ons harte gaan nie net neem ons afskeid van ons pappa en ons oupa nie, maar vir my en my broer is die laaste van ons ouers wat ons vandag totiens voorsê. Ons sluit vandag die laaste hoofstuk van pappa se lewe af. Maar ons gaan verseker nie die boek toemaak nie. Ons gaan deur die hoofstukke een vir een gaan, soos ons die herinneringe opduik. Ek wil net so 'n paar van sy hoofstukke deurgaan. Hoofstuk sport. Ek dink nie daar is iemand in hierdie wêreld wat sport ooit kan kyk met meer entoesiasme as wat my pa het gekyk het nie. Sy liefde vir alles sport sal ons altyd bybly. As die boksers net geweet het hoe hard my pa saam met hulle geboks het, dan was daai opponent met die eerste slag uitgeslaan soos 'n kers. Ons sal verseker nooit vergeet hoe om crickettelling te hou. Met elke eendag en 50 wedstryde moes ons lyntjies trek op papier en ons moes die telling hou. Bal vir bal, loopie vir loopie. Maar ja, 'n 50 wedstryd was darem langdradig geweest. Rugby was altyd loud in ons huis. En dan praat ek nou nie van die TV se klank nie. Ek dink nie daar was 'n groter Global ondersteuning as my pa gewees nie.
En ek dink rugby was verseker sy nommer 1 sport. Hoofstuk vleisbraai en vuur maak. Jy kon nie net die hout op mekaar gooi en die vuur aansteek nie. Dit moes mooi gepak gewees het. En dit was hoe hy van sy vuur aangesteek gehou het. Om 'n vuurtjie was verseker een van sy gunsteling plekke gewees. Soms het pappa gesê, as ons dan nou nie mag vuur aansteek vandag nie, kan ons ten minste kers aansteek. Die wors was altyd perfek gebraai gewees en die braaibroodjie was nie gebrand nie. Hoofstuk godsdiens. Pappa was 'n groot kind van die Here en voorwaar 'n baie goeie voorbeeld vir ons. Pappa het nie met die Bybel onder die arm geloop nie, maar pappa het die liefde van die Heilige Gees uitgestraal. Maar pappa kon lank bid. Hy het 'n lang asem gehad as dit by bid gekom het. Ons pa en oupa was 'n baie liefdevolle mens gewees. En tot vele frustrasies het hy altyd op die onmoontlikste tye met vreemde mense 'n geselsie aangeknoop en gou-gou 'n nuwe vriendskap gebou. Pappa, ons kan baie by pappa leer, maar een ding wat ek baie graag in my lewe sal wil toepas, is om altyd so positief en na alles te kyk in die lewe en positief te bly. Pappa het nooit agter pappa se gebrek weggekruip nie en verskonings daarvoor gesoek nie. En pappa het ook nooit agter die rolstoel, my pa het nooit agter sy rolstoel weggekruip nie. Hy het gegaan en hy het dinge gedoen. Baie dankie vir alles wat pappa vir ons en vir die kleinkinders, bedoel ek en my broer en vir die kleinkinders gedoen het, geleer het en dankie vir al sy gebede vir ons. Hy het baie vir ons gebid. So kom ons hoofstuk vir hoofstuk, so kan ons hoofstuk vir hoofstuk deurgaan en ek sal julle vir baie lank kan besig hou. Maar net nie vandag nie, miskien eendag om 'n braaivleisvuur. Ons sluit nou die laaste hoofstuk af, maar ons hou die boek nog net so klein bietjie langer oop. Dan wil ek net 'n gedig lees. Look for me in the rainbow. Time for me to go now, I won't say goodbye. Look for me in the rainbows, way up in the sky. In the morning sunshine, when all the world is new, just look for me and love me, and you know I love you too. Time for me to go now, I won't say goodbye. Look for me in the rainbows, high in the sky. In the evening sunset, when all the world is through, just look for me and love me, and I'll be close to you. It won't be forever, the day will come, and then my loving arms will hold you when we meet again. Time for us to part now, we won't say goodbye. Look for me in the rainbow, shining in the sky. Every waking moment and all your whole life through, just look for me and love me as you know I loved you. Just wish me near to you and I'll be there with you. Dan wil ek net die bedankings. Baie dankie is 'n baie klein woordjie, maar dit het 'n woord wat baie groot betekenis het. Hiermee wil ons as familie graag baie dankie sê aan die volgende. Die ouerhuis. Die ouerhuis, die personeel, van die skoonmakers tot die chief in charge. Ons waardeer alles wat julle vir my pa gedoen het, van die begin af het julle hom met oop arms ontvang. Almal van julle. Julle was goed vir hom gewees van die eerste sekonde af. Ja, ons waardeer alles wat julle vir ons pa gedoen het en ja, ons weet hy kon regtig 'n handvol gewees het vir tyd daar. Dan wil ek baie graag sê, dankie sê aan die dokters, dokter Lappies wat hom altyd hier kom ondersoek by die besoek het by die ouerhuis. Ons waardeer regtig sy moeite alles. Dokter Chris van Klerksdorp wat hom die afgelope tyd behandel het en dokter Sampie Smit wat die laaste tyd met hom, wat die laaste paar ure saam met hom deur alles gegaan het.
Dankie aan Dominee Graas, baie dankie, Dominee Graas, baie dankie vir die diens, dit is 'n baie mooi diens gewees, Dominee. Dankie aan die begrafnisonderneming, oom Davie Botha, hy's nou nie hier nie, maar sê asseblief vir jou passie dankie, dankie. Maar dankie vir die baie mooi blomme, en dat maar bereid is om dit op die orgel te speel. Dankie aan Torresans Vryburg vir die mooi foto. En dankie aan LPJ Livestreaming, baie dankie vir jou moeite en Andreas, waardeer dit baie. Dankie vir almal wat hier is vandag, almal wat die moeite gedoen het om hier te kon wees. Dankie vir almal wat die livestreaming kyk, wat die moeite daarvoor ook gedoen het. Oom Gert en oom Martin, baie dankie dat julle so ver gery het om hier te wees. Ons waardeer dit regtig. Ek hoop nie ek het iemand vergeet nie. Laaste maar nie die minste nie, wil ons ook dankie sê aan ons hemelse Vader, wat ons pappa en ons oupa vir soveel jare vir ons gespaar het. Na sy ongeluk het hulle gesê, hy is nie veronderstel vir baie lang te lewe nie, of hy sou nie baie lang lewensduur gehad het nie, en hy het baie langer as dit gelewe, as wat hulle gesê het hy sou lewe, en ons is vir ewig dankie daarvoor. Boeta die Andrie, baie dankie vir alles, wat julle afgelope tyd gedoen het. Alaikie, Gert, en Janke, dankie vir julle liefde vir oupa ook. Clayton, Charlotte, and James and Louis, thank you for everything that you guys have done for Opa. And all you guys' love for Opa. And for me, I really appreciate it. Dankie julle. Baie dankie Maurice, jy het dit met baie inhoud gedoen. Dit is meer as net die woorde wat jy vir ons gelees het. Ek dink ek het my baie vereenselwig vir altyd jy sy geestelike lewe om my na vore gebring het. Dit was net vir my so 'n bevestiging, dit wat ek van hom ervaar het. Die pad wat ek en hy saam gestap het. Dis 'n diep pad toe die Here hom toe daar by die kruis gekniel het, en die Here sy lewe gedraai en verander het. Kom ons sluit af met die laaste liedjie. Ons doen dit ook sittende, al sou die vyeboom nie wil nie. Baie dankie. Soos julle daar sit, ontvang die seën. Die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die inwonende Gees, sal met een en elkeen van julle wees. Amen. Ek wil net die gebruikers hierso, hier is roosblare hierso, so ek gaan vir ons die geloofsbelijdenis lees,
En dan gaan ek vir almal die geleentheid eers die naby familie gee. Hier so 'n bietjie roosblare, ons het nie te veel nie. So ek wil net hê jy moet net so 'n bietjie vat, die wat dan graag 'n laaste eerbetoning dan ook vir oom Marius dan hier by die foto wil kom doen. Dis baie welkom. En dan sal daar tee en eetgoedjies of koffie op na die tyd wees. Ek gaan die geloofsbelijdenis gaan ek in gebed doen. Jy is welkom om dit hardop saam met my te doen, of jy kan dit net so in jou hart doen. En ek glo, as ek hom lees, dan beleef ek ook oom Marius se lewe ook so. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Ek gaan nou vra dat die familie, die wat kan staan, dan staan ons, en dan gaan ek hier roosblare hou, dan doen ons die laaste eerbetoon, en dan die van julle, as die familie klaar is, die res wat dan ook graag 'n laaste eerbetoon wil doen. Van julle wat 'n laaste eerbetoon asseblief maak gebruik van die geleentheid.